Goeiemôre. Dis Woensdag. Nou ja, die week is bietjie korter en dit voel vir my amper asof dit Dinsdag vanmôre moet wees, maar is Woensdag en ek hoop jy's reg vir hierdie nuwe dag en ek hoop jy het uitgerus, lekker geslaap. Nou, toe ons kinders klein was en miskien sal jy onthou toe jou kinders so klein was, het hulle marmotte gehad of hamsters. En dan het die hamsters in 'n hokkie gebly daar in die kamer, dalk op die lessenaar, en in hierdie hokkie was daar 'n wielietjie. En dan het hierdie hamstertjie die hele dag al in die ronde gehardloop in hierdie wielietjie vir ure lank en sjoe, partykeer in die nag dan het ons gehoor hoe hardloop daardie wielietjie en partykeer het ons ingegaan en 'n stokkie daarin gedruk sodat die wielietjie nie moet hardloop nie sodat ons kan slaap want die wielietjie het geraas. Maar so het hierdie hamstertjie of hierdie marmot vir ure lank in die ronde gehardloop. Afgeklim, geëet, teruggeklim en bly hardloop. Ja, dit was seker maar sy oefening, maar dit laat my baie keer aan die ou lewe dink. Die lewe is nogal 'n ratreis. Ek en jy hardloop vandat ons oë oopgemaak het totdat ons vanaand ons oë toemaak. Tussen die werk en die huis en tussen die familie en die vriende en tussen dit wat gedoen moet word, dit wat jy wil doen, dit waarvan jy hou en ons hardloop ons sinneloos. Ons hardloop ons moeg sodat ons net weer môreoggend op die wielietjie kan klim en dan weer verder kan hardloop. En dan klim ons af en ons eet ietsie en dan klim ons terug op die wielietjie en hardloop ons weer. En so word ek en jy moeg en uitgeput en oorlaai deur die vereistes wat hierdie lewe het. Maar hoor gou-gou, ek het gekom om vanmôre vir jou iets te kom sê. Ek wil jy moet vanmôre voor jy die huis verlaat vir jouself die vraag afvra. Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om die hele dag so te hardloop en sinneloos te hardloop en geen doel te hê nie? Hoor gou wat sê die Bybel. En hy sê, en my God sal aan elke behoefte van julle vervul na die rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Die Here sê vanmôre, ek gaan aan elke behoefte van jou voorsien. Jy hoef nie soos hierdie ou klein hamstertjie al in die ronde te hardloop totdat jou asem op is nie. Gee oor vandag. Vertrou op die Here en sê Here, ek is moeg. Here, ek kan nie meer nie. En die Here gaan aan elke behoefte van jou voorsien. Psalm digter skryf dit so mooi daar in Psalm 127. Hy sê: "Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy bemindes in hulle slaap." En ek wil vanmôre hê jy moet 2 keer dink voor jy op hierdie wielietjie klim. Dink mooi, Here, is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om so in die ronde te hardloop? Ek wil vandag eerder oorgee. En ek wil nie van vroeg tot laat in die ronde hardloop nie. Ek wil vandag my vrede en my vreugde en my geluk in Jesus kry. Here, baie dankie dat ek vandag weet dat U in elke behoefte van my sal voorsien, volgens die heerlikheid wat daarin U is. Here, dankie dat ek weet dat ek hoef nie vandag rond te hardloop en te spartel om te oorleef nie. U het alreeds die lewe vir my gegee. Amen.